Goeiemôre, dit is Vrydag die 10de Julie. Vanoggend lees ons saam Romeine 8 vers 11. As die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Wat 'n ongelooflike stuk troos. Wat 'n ongelooflike belofte, wat 'n ongelooflike vooruitsig. Die gees van God, wat in Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, ja, daardie selfde gees woon in ons. Ja, Paulus sê ons moet leef om die krag van die opstanding te ervaar, daai krag wat in ons leef. En dan kan ons verseker weet, Christus wat uit die dood uit opgewek is, so sal ons ook lewend gemaak word, uit die dood opgewek word, dat ons vir ewig saam met God kan lewe. Ja, ons hoef nie bekommerd te wees oor ons liggame sterflik is, oor hulle ouer word en dalk siek word. Ja, ons selfs kan minder word of meer word nie. God, deur sy gees, deur sy almag, sal ons nuut en lewend maak. Sy gees wat in ons woon. Daardie krag is nou reeds in ons. Dit beteken nie dat ons nou hier op aarde in hierdie bedeling vir ewig gaan leef nie, of dat ons supermense is met krag wat ander nie het nie. Maar ons het krag wat ander nie het nie. Ons het God, ons het Christus, ons het die Gees wat vir ons vrede en hoop gee. Wat ons bystaan en ons troos. Wat vir ons wysheid gee oor hoe om te lewe. Wat ons krag gee om te verkondig en te vertel. Wat vir ons elke dag bystaan. Hemelse Vader, dankie dat U Gees in ons leef. Dat hierdie almagtige krag van U ook in ons beskikbaar is. Here, maak ons oë oop om U krag en U heerlikheid en U teenwoordigheid te beleef en te sien. Here, om in die wêreld ook U koninkryk sigbaar te maak. Dankie Hemelse Vader dat ons met hoop kan lewe. Met daardie versekering dat Christus uit die dood uit opgewek het en ons ook vir ewig saam met U sal leef. Maar Here, nou in hierdie wêreld, vandag in Suid-Afrika, waar ons bevind, geef ons die wysheid wat ons nodig het. Die krag, ja Here, die insig oor hoe om die lewe te hanteer. Sy uitdagings, sy seer, sy swaar, al sy moeilikheid, maar ook sy vreugdes. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, vir hulle wat in hospitale is, hulle wat by die huis aansterk, Here, vir hulle wat alleen en hartseer is. Dankie dat ons as gemeente, as gemeenskap van gelowiges, op U kan vertrou, mekaar kan ondersteun en vashou. Dankie dat ons kan bid vir 'n wêreld wat in chaos is. Oorlog, ekonomiese agteruitgang, onverdraagsaamheid. Here, waar natuurrampe krisisse bring oor die wêreld. Gee U vrede, hoop en uitkoms. In Jesus Christus se naam. Amen.